Baie welkom julle by hierdie episode van C'est la Vie. Baie welkom Gerard, terug na 'n kleinerige tipe van 'n vakansie. Dit voel omtrent al was 'n vakansie geweest. Dit was 'n hele paar weke wat ons nie gehad het. Dit was Paasnaweek en dit was Kruisstasies Paasnaweek en toe was hy die skoolvakantieweek, so baie interessant. Ek hoop dat dinge tot 'n mate nou weer normaal gaan, maar ek sê dit tongenetjies want ek gaan ook nou weer vir so 'n paar dae weg en dan kom ek weer terug. Dit voel net self ons kantoormense die hele tyd mekaar nou gemis. Ja. En dit voel net want dan's die op verlof en dan's daai op verlof en dan is dit nou 'n skoolvakansie en dan is dit nou weer nie. Dit het vreemd gevoel. Ja, is 'n bietjie die mekaar. Die weke is die mekaar. Dit voel so 'n bietjie elke week is 'n kort week en 'n kort week klink altyd lekker, maar om alles op te vang dan is dit plus die woord skoolvakansie beteken nou nie vir almal vir ons meer wat dit beteken toe ons op skool was nie. Ja. Want ons werk nog steeds. Ja, ouers werk baie harder op skoolvakansie. Nou ek is baie lief vir my werk. So dit is nie vir my 'n probleem om hier te wees nie. Dit is vir my baie lekker om hier te wees. Dit is nie lekker om hier te wees, maar dan is die kantoor leeg nie. So ek soek ander mense ook hierso. Ja. Nou ons is tans besig met hierdie reeks op Sondag sodat, waar ons kyk na hierdie sodat stellings van die Bybel wat sê maak so dat hierdie sal gebeur. As jy hierdie doen, dan sal hierdie gebeur of maak so dat hierdie nie sal gebeur nie. Dit is hierdie idee van stelling en nagevolg, goed of sleg, gebaseer op wat jy kies om te doen. En jy het gister grootliks gesels oor daai gedeelte wat Paulus vir Timoteus, wat sy seun in geloof is, vir hom geskryf het om vir hom raad te gee oor die lewe. En dit het eintlik maar neergekom op hierdie groter idee van jou hartigheid, om jou hartig te lewe vir God, om jou hartig te soek na die Here, maar om seker te maak dat jou hartigheid is ook op die regte plek. Want ons weet dat die fariseërs was ook redelik jou hartig geweest wat hulle gedoen het. Hulle het baie goed die reëls gevolg, hulle het 'n 10de van hulle speserye selfs gegee. Hulle tot op die punt het hulle die reël gevolg, maar hulle motief was op 'n verkeerde plek geweest. Iets wat vir my voel wel verbind is aan hierdie jou hartigheid is die idee van gehoorsaamheid. As ek jou hartig lewe vir God, dan sal ek natuurlik ook gehoorsaam wees aan God. En ek wil ons 'n bietjie meer dalk gesels oor daai idee van gehoorsaamheid ook vandag. Ja, ek dink dis half die sleutel van dit alles. Dit help nie jy is heel hartig en ongehoorsaam nie. En ek dink dis deel van die probleem tot 'n mate van die fariseërs is juist daai ding van hulle was dit was die rede, hulle was heel hartig in alles wat hulle gedoen het, maar hulle was nie besig om die wil van God te doen nie. En dit is die uitdaging vir ons. So, gisteroggend het ons begin om te gesels oor daai hele idee van Shalom. Jy weet, as jy kyk na die heel begin van die skepping, dan sê dit daarso dat God het die perfekte wêreld geskep. 'n wêreld van waar alles is perfek, daar's geen tekorte nie, en God kan vertrou word. Want dit is tipies hoe God is. God het gemaak, hy het gesê, hierdie is die wêreld wat ek maak vir jou met geen tekorte nie, jy kan net wees. En die vyand het gekom in die vorm van 'n slang, en hy het daai leuen kom vertel. En dis die leuen wat oor en oor in die mense se harte vertel word, en ons glo daai leuen die heeltyd. En daai leuen is, maar die Skepper kan nie regtig vertrou word nie. Ja. Hy kan nie vertrou word nie, want hy gaan nie vir jou kan voorsien nie. Jy weet, jy moet jou eie geluk, jou eie voorsiening en jou eie goed in jou eie hande neem om seker te maak dat dit kan gebeur, want die Skepper kan nie vertrou word nie. Dit is die leuen. En dit is toe wat daai skering gebring het en dit is die ding wat Shalom kom breek het. Nou die woord Shalom wat ons nou gister gesê het, is 'n woord wat beteken in ons Bybels word dit vertaal as vrede, maar dit het 'n groter betekenis as net vrede. Dis 'n woord wat praat van volledig, iets wat heel is. Daar's geen tekorte aan dit nie. En in dit is daar vrede. Ek het gister gesê daai gevoel van ek kan net wees. Ek kan net wees. Ek kan volle vertroue hê op God. Nou, gehoorsaamheid en vertroue is so hand aan hand, kom dit aan mekaar uit. Want as ek sê ek vertrou God, maar ek gehoorsaam hom nie,
Dit gee eintlik weg dat daar nie 'n vertroue is nie. Dit is presies dit, want as ek sê ek vertrou God werklik, dan met my eie logika, en ek sê dit met 'n, hoe kan ek sê, met 'n asterisk by. Jy weet, daar's 'n kantnota by dit. Dit beteken nie dat mense net na onlogiese goed, maar partykeer gebruik ons logika om te verduidelik hoekom ek nie hierdie kan doen nie. En partykeer moet ek iets doen wat die Here vir my sê om te doen, buiten die feit dat ek dink wat dit reg en verkeerd is. Met ander woorde, dit kom neer op ek moet buig. Ek moet sê, okay, ek los my wil en my gedagtes neer. Here, ek volg U. Daarin lê ware vertroue. Nou die woorde ek vertrou God het al amper soos 'n tipe van 'n sêding geword. Weet ek vertrou God, ek vertrou God, ek vertrou God. Maar is dit net woorde wat ons sê of wys ons aksies dit en die maniere ons leef dit? Ek vertrou God werklik om hom te gehoorsaam in selfs die dinge wat ek nie van hou nie, en daardeur hom te vertrou dat in dit sal ek die volheid van lewe kan vind. Daai shalom, die volledige volheid van God. So daai woorde ek vertrou God gaan hand aan hand met daai ding van ek is gehoorsaam. Een van die gedeeltes in die Bybel, Lukas 5, dis die gedeelte waar Jesus sy eerste disippels kies. Lees dit daarso in vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie uit van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Simon antwoord, meneer, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang. Nou, ek ken daai baie goed. Ek ken daai baie. Nee. Ek is nie 'n goeie visser. Dis hoekom ek nie 'n visserman is nie, punt. Want ek geniet nie daai wat ek op ander goed kon gebruik het nie. Al wat ek wil sê, nee, ek geniet dit verskriklik baie, maar een ding is ek van seker, ek sal nooit kan oorleef as ek 'n visserman moet wees. Nee, ek hou van by die water wees. So vir my is dit, ek geniet dit om ek sal gaan visvang, maar dit gaan oor die ander goed wat saam met dit kom. Ja. Dit gaan nie oor So ek visvang kan altyd nie. 100% hier met hom vereenselwig. Weet, ek het gesoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. So hier sê hy nou dit. Hier vertel hy vir ons die konteks. Ons het die hele aand gesoeg. Ons het die hele aand gedoen. Maar Here, omdat u nou vir my sê om dit weer te gaan doen. Logies maak dit nie sin nie. Here, ons is vissermanne. Dit is ouens wat weet van visvang. Hulle weet hoe die kondisies lyk, hulle weet hoe dit moet lyk om te gaan visvang. En hier sê hulle, ons het die hele nag nie een enkele byt eers gehad nie. Niks. So logies maak dit nie sin nie. Maar Simon het daar, weet, iets daar het gebeur. Hy het iets gesien aan Jesus se woorde toe Jesus. Hy het iets gebeur in sy hart dat hy gesê het, maar Here, omdat u dit sê, gaan ons dit doen. En dan sê dit, en toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei skuite so vol gemaak dat dit amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hierdie is vir my 'n fascinerende gedeelte van wat iets sê. So, Jesus hierdie persoon, hy lees homself, hy sê, hoorie, ek weet dat dis nie nou die regte tyd om te gaan visvang nie. Maar Here, omdat u dit vir my sê, gaan ek buig en ek gaan dit doen. En kyk wat doen hy toe hy dit beleef het wat hy beleef het. Hy gaan val voor Jesus neer. Hy besef iets. Die volheid van lewe lê in hierdie man wat hier voor my staan, as ek hom gehoorsaam. En dan sê die woorde, onmiddellik is Jesus 'n spieël vir sy lewe. Jesus, as ek sien hoe wonderlik u is ek hierdie sondige niks amper. Here, ek val voor u neer. En daar word hy 'n disipel van Jesus, 'n volgeling van Jesus. So hier sien ons al iets van wat vertroue. Hy het genoeg vertroue gehad dat
daar's iets aan Jesus se waarheid wat ek sê ek kan vertrou. Logies maak dit nie vir my sin nie, maar ek gaan uitgaan en ek gaan luister. En hy het die vrugte daarvan gepluk. In Deuteronomium 6, is 'n ander gedeelte, is Moses, en hy is besig om te praat met die Israeliete wat nou deur die woestyn gereis het op pad na die beloofde land. Nou hierdie mense met wie hy nou praat, is die nuwe generasie wat op pad is in die beloofde land. Baie van die mense wat by die Sinaï berg was toe hulle God se wette gekry het, is nou al amper uitgesterf, daai hele generasie. So hierdie generasie wat nou voor Moses staan, is die generasie wat die stories gehoor het van wat gebeur het by die Sinaï berg, en nou vertel Moses vir hulle amper al iets om hulle net weer te herinner aan wat werklik daar gebeur het in hierdie wet. Moses sê, dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou hele lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek aan julle gegee het. Jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. En dan vers 3. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens hierdie gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders jou beloof het. Luister, Israel, die Here is jou God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Hier praat dit van jou hartigheid. So ek moet hom lief hê met alles wat ek het. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit indskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en jy moet dit merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Met ander woorde, hierso is 'n manier van lewe wat God vir ons gee, wat heeltemal anderste is as wat ons normale, logiese denke vir ons sê. Maar binne in hierdie voorskrifte wat die Here vir ons gee, die manier om te leef, hierin lê die volheid van lewe. Hierin lê voorspoed wat jou verstand te bowe gaan. Wat nie hier staan nie, is dat alles net perfek gaan uitwerk in die lewe. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan jy gaan voorspoedig wees. En dit is binne in alles wat plaasvind in hierdie lewe. Hoekom dink jy is daar mense wat in die moeilikste omstandighede, kan jy amper na hulle lewe kyk en jy sê, wow, maar hoe kry hulle dit reg om so 'n onverklaarbare tipe vreugde te hê? Die rede is, want hulle luister na die gebooie en die manier van leef wat God vir ons gee en hulle gehoorsaam dit. En dit is waar dit vir ons sê. So die Bybel roep ons oor en oor en oor en oor om gehoorsaam te wees aan die wil van die Vader. En dis nie altyd dit wat ons wil hoor nie. En dan ervaar jy wanneer jy gehoorsaam is, weer terug aan die begin van daai Shalom. Ja. Ek dink, en dis hoekom hulle het daai skrifvers wat sê, wanneer jy sal die vrede van die Here ervaar wat verstand te bowe gaan. Ons kan dit eintlik begryp nie, jy gaan dit nie in hierdie wêreld vind nie. Maar dit kom van, en jy kan dit ervaar in daai moeilike omstandighede, wanneer dit nie goed gaan nie. Maar jy kan daai vrede en vervulling van die Here ervaar in jou moeilikste omstandighede, want jy is gehoorsaam en jy bly vashou aan die goeie Vader. Ja, jy vertrou. Dit is absoluut 'n wonderlike ding om aan te dink, maar dit bly moeilik. Want die Bybel roep ons om te luister na die wil van God. Nou hierdie aksie van om gehoorsaam te wees, hierin lê die geheim in opgesluit om die ware potensiaal te bereik vir jou as mens. En Jesus self wys dit vir ons. Jesus het homself verneder. Hy het sy eie wil prys gegee oor en oor. En dit het hom krag gegee om die soort krag te gee
om deur te maak wat hy deurgemaak het, wat alle verstand te bowe gaan. En die ding is net, en ek dink dis die probleem wat ons baie keer as mens het, is dat ons dink om gehoorsaam te wees is net altyd, ek sal gehoorsaam wees in die dinge wat vir my maklik is. Maar om gehoorsaam te wees is altyd 'n stryd. Dis amper soos 'n stoei geveg wat jy in dit is altyd iets moeilik om te doen. Maar daarin lê iets absoluut wonderlik vir ons daarin vasgesluit. Dit bly moeilik, maar daarin lê iets vir ons. In die tuin van Getsemane, ons kom nou uit Paasnaweek uit. En Koos het in die eerste week van hierdie reeks toe sê, dit is amper asof Paasnaweek soos 'n tipe van 'n geestelike nuwe jaar is. Vanuit Paasnaweek leef ons en ons geleef na volgende Paasnaweek toe. Dit is soos 'n vertrekpunt amper vir ons. Die tuin van Getsemane, die aand voor Jesus se kruisiging, in Matteus 26 vers 37 sê hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem, dieselfde mense net nou van die boot. Toe het hy bedroef en beangs geword. En hy het vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Ja, daai woorde, as ek dit hoor, nee, dan raak ek sommer, ek voel amper daai woorde. En ek probeer nie sê dat ek voel dit soos Jesus, maar ek voel daai, hoe Jesus moes, weet, hoe erg dit moes gewees het. Hy sê vir hulle, bly hier en waak saam met my. Ek is doodsbenoud. Ek probeer in myself indink aan die tye wat ek die meest angstigste was van my lewe, en ek probeer net dink hoe erg dit vir Jesus moes gewees het in daai oomblik. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. Kyk Jesus se postuur, hy het neergeval voor die Vader. Hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Kyk Jesus se uitgangspunt. Hy buig voor die Vader neer. Hy sê, hy gee sy hart, hy sê, Here, hierdie is 'n stoeigeveg, Vader, hierdie is vir my onmoontlik amper om te dink dat ek hierdie moet kan doen. As dit moontlik is, vat dit vir my weg. Maar, ek weet, U weet beter. Ek weet, U ken die groter prentjie. Ek weet, U ken die groter plan. En daarom, omdat ek U vertrou as Vader, sal ek hierdie deurmaak. Hierdie beskryf net vir my presies hierdie stoeigeveg wat in ons is. Hierdie roep na gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. Dit is in meeste gevalle 'n stoei, want daar's altyd iets wat binne in my moet doodgaan om gehoorsaam te wees. Daar's altyd iets wat sê, ek moet hierdie prys gee. Ek moet 'n nuwe uitgangspunt sê van hoe ek na hierdie situasie kyk. Vertrou ek werklik die Vader dat ek hierdie kan doen? Jesus het geweet wie sy Vader was. Hy het sy Vader geken. En dit is hoekom Paulus sê, Timoteus, wees vlytig in hierdie dinge. Hy praat van die toewyding met God. Leer God ken, want as jy sy hart ken, sal jy weet dat jy kan gehoorsaam wees en jy kan buig voor hom, want ek vertrou hom werklik en ek kan werklik hom volg. En daar, in daai gedeelte, lê die potensiaal om die werklike potensiaal van my as mens te kan vind en die volheid daarvan te kan vind. Ek dink die een groot probleem is, ons ken nie die Vader nie, en daarom sukkel ons om gehoorsaam te wees, want ons sukkel om te vertrou dat dit gaan goed gaan as ons op die Vader vertrou. En aan hom gehoorsaam is daar. Die ander groot probleem wat mense ook baie keer het is, daai wat jy sê van ek moet iets prys gee, maar ek wil nie my wil prys gee nie. So ek wil doen wat ek wil doen. So daar is hierdie storie in 1 Konings 22 van die storie van koning Agab, wat saam met koning Josafat besluit om saam met teen 'n derde koning oorlog te maak. En ek het die storie verskriklik geniet, want daar was al so komiese gedeelte wat ek nou sou lees, en hulle roep eers toe nou al die profete wat hulle kan bymekaar kry, om vir hulle te bevestig, sê die Here, is dit die Here se wil, dat ons hierdie moet gaan doen, en dit sê daar, hulle het 400 profete, jy dink altyd by jouself, okay, daar's 1, 2, dalk 'n groep van 12 profete, soos die disciples of so, maar hulle het 400 profete wat nou kom, en hulle kom bevestig hierdie idee dat, ja, julle moet gaan, julle sal oorwinning kry, julle gaan suksesvol wees in wat julle doen. Maar Josafat vra dan, so, dis baie interessant, hy vra dan,
vir koning Agab, maar is daar nie nog 'n profeet wat ons kan vra nie? Net nog een, een wat vir die Here sal praat, self asof die ander 400 nie doen nie. En dan sien ons in 1 Konings 22 vers 7 tot 8 wat dit sê, maar Josafat vra, is hier nie dalk nog 'n ander profeet van die Here vir wie ons kan raadpleeg nie? Koning Agab antwoord, en hier is maar die baie snaakse deel, hy sê, hier is nog een van die Here se profete wat ons kan raadpleeg, maar ek haat hom, want hy het net altyd slegte nuus vir my. Sy naam is Micha, seun van Jimla. Dis my baie interessant daai gedeelte. Daar is nog een profeet. Hy is tans in die tronk, want ek het hom in die tronk gegooi, en ons kan hom vra, maar ek hou nie van sy uitsprake nie. Want sy uitsprake was nog nooit in my guns gewees. Dit was nog nooit vir my wil gewees. Dis eintlik wat hy hierso sê. En die Bybelkommentare reken dat koning Agab het nie eintlik 'n haat vir Micha gehad nie. Sy haat is eintlik gebaseer op die feit dat sy wil pas nooit by God se nie. Ja. Ek wil nie aan God gehoorsaam wees nie, want dan dit voel nie dit is tot my voordeel gebaseer op my logika oor hoe ek hieroor wil besluit of hoe ek wil nou hierdie oorlog gaan voer. En so ek sal die Here deur die 400 profete vra, maar daar was net hierdie een gewees wat eintlik gehoorsaam is aan die Here en die regte boodskap gebring het. En uiteindelik is koning Agab nie gehoorsaam aan dit nie. Ja. En hy gaan voer nog steeds die oorlog en hy sterf. En net om te sê, hy het steeds sy eie wil gevolg, hy het nie op die Here vertrou deur die profeet wat vertrou kon word ook nie. Ja. En is dit nie presies die probleem nie? Ons hou daarvan om 'n teologie te volg of 'n idee te volg wat pas by my denke. Ja. Ek hou nie daarvan om hierdie wat jy nou sê nie, dis nie iets wat ek wil hoor nie, dit strook nie met my idee van hoe hierdie en hierdie nie. Nee, ek probeer nou natuurlik sê, Paulus het vir Timoteus die hele tyd gesê, hoor, let op jou lewe en jou leer. So maak seker dat dit wat jy glo is werklik wat die Bybel sê. So ek probeer nie nou sê volg nou net enige ding. Nee, maak seker dat dit wat jy glo is werklik wat die Bybel daar sê. Maar dan moet jy nie net ook alles volg wat vir jou lekker is om te hoor nie. Want dit is presies wat hierdie koning gedoen het. Hy wil net gehoor het, jy weet, ek is daarom nog, jy weet, alles is goed en alles. En so jy strook amper jou eie wil van, okay, nee, solank ek net kan doen wat die Here wil hê ek moet doen. Maar die probleem is, dit is om gehoorsaam te wees, kom altyd uit 'n plek uit van sterf. Dis 'n sterf van my eie wil, dis 'n sterf van my eie idees, en dis 'n sterf van my eie manier van doen. Maar die lewe wat vanuit daardie plek uitkom, is onbeskryflik. Dis groot, dit is 'n wêreld waar jy kan iets van shalom beleef. En shalom is juis 'n stuk volheid. So selfs in die stormagtigste tye van jou lewe, kan jy vrede vind, as jy dit in shalom vind. Want daar's werklik vrede as jy in die wil van die Here is. Want dis juist die grootste probleem met ons almal. Kom ek maak so, kom ek veralgemeen nie. Dis my probleem. Dis definitief my probleem. Jy weet, dit is baie maklik vir my om gehoorsaam te wees as ek net kan weet hoekom. As ek weet hoekom ek moet gehoorsaam wees. Wys net vir my die gevolg, dan sal ek gehoorsaam wees. Daai woorde amper van, ek het geloof, maar ek word net so ek sal hierdie 100,000 rand gee of hierdie miljoen rand gee. Ek sal dit gee. Wys net vir my wat gaan gebeur as ek dit gegee het. Jy weet, dis nou een baie klein voorbeeld. Of Here, wys net vir my, jy weet, hoe dit gaan wees as ek nou moet trek na die plek toe, of as ek nou hierdie werk moet vat. Wys my alles gaan uitwerk voordat ek gaan. Maar ons almal weet dis nie hoe dit werk nie. Want as ek so werk daarmee, dan is daar nie vertroue nie. Daai woorde, ek vertrou God, gaan dan by die deure uit. En die rede hoekom ons makliker sal volg as ons weet die hoekom, die rede daarvoor is want dan behou ek beheer. Ek behou beheer. Ek vertrou nie vir God genoeg nie. En dit het my so uitgedaag in hierdie week terwyl ek voorberei het, en die rede, altyd vir die rede hoekom ek nie gehoorsaam is nie, want ek wil beheer behou, ek wil nie buig nie, en ek vertrou werklik nie eintlik vir God nie. En ek sê hierdie met amper 'n stuk vrees en bewing, want dit bly altyd 'n uitdaging, en dit sal altyd 'n uitdaging bly. As jou geloof net 'n geloof is, wat vir jou voel, jy weet, alles is, it's just always plain sailing, dan is jy op 'n riskante plek.
Want daar's altyd iets wat moet doodgaan binne in my. God se wiskunde werk net eenvoudig anderste. En hoe hy dinge sien, is natuurlik heeltemal anders as wat ons dit sien. En jy alleen sal die volheid van die lewe werklik kan beleef wanneer jy hom volg en sy wil volg. Ek hou van wat Tim Keller altyd sê. Hy het dit al op soveel plekke gesê. Hy het gesê, the way up is down. Om altyd te buig. That's the way up. Ons sien dit in Jesus se lewe. Ons sien dit in die uitnodiging wat Moses gegee het vir die Israeliete. Ons sien dit selfs in die disippels, toe Jesus hulle geroep het. En ons hoor dus ander sulke stories. Die Bybel nooi ons om 'n gehoorsame lewe te leef, selfs in die dinge wat vir ons die moeilikste is. Want daarin, as jy heel hartig hom volg, is gehoorsaamheid die natuurlike vrug van jou lewe wat gaan wees. En dit is die uitnodiging vir ons om te leef. So, vir my is dit 'n reuse uitdaging. Ek hou daarvan om beheer te behou in my lewe. Dit is vir my die moeilikste ding om dit prys te gee. Maar as ek werklik Here wil vertrou, dan moet ek daai deel van my lewe prys gee en buig. Yes, C.S. Lewis sê ook in sy boek Mere Christianity, sê hy, to have faith in Christ means, of course, trying to do all that he says. There would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Thus, if you have really handed yourself over to him, it must follow that you are trying to obey him, but trying in a new way, a less worried way, not doing these things in order to be saved, but because he has begun to save you already. Not hoping to get to heaven as a reward for your actions, but inevitably wanting to act in a certain way because a first faint gleam of heaven is already inside of you. Ja, daai is so mooi, ja. Net daai wat dit sê van, jy het alreeds jouself oorhandig en jy sal natuurlik op God vertrou as jy geloof in hom het, as jy vertrou in hom het, as jy hom ken en daarin vasthou. Maar en daardeur sê ons nie, dis maklik nie. Glad nie. Dis 'n stoei. En dis die stoei wat ware lewe, die volheid van lewe vir ons gaan gee. Yes. Dit is daai paradoks. 'n Stoei wat my meer gelukkiger gaan maak as ooit. Yes. Baie dankie dat julle ingeskakel het vir hierdie C'est la Vie episode en gesels verder as jy saam met jou klein groep is, ook bietjie saam met hulle oor wat vir jou uitgestaan het in hierdie gesprek en waar dit dalk in jou lewe ook baie keer moeilik voel om op God te vertrou. En dan sien ons julle weer volgende week.